Ons gaan vanoggend saam lees uit 'n teks uit Hosea uit, gaan ons saam lees. Maar vinnige heads up, dit is nogal 'n redelike skokkende stuk hierdie in Hosea 1. Dis 'n gedeelte wat tergelykertyd iets swaalf ongemak in 'n mens se hart bring. Dis definitief 'n stuk wat so bietjie PG-13 dalk selfs hoër is. As ons moet eerlik wees, is nog 'n rowwe stuk. Hosea is geroep om in Israel, dit is die Noordryk. As julle nou sien, onthou Salomo, die 2 kinders gehad, 2 seuns, of daar was na hom 2 koninkryke wat die koninkryk geskeur, Jerobeam en Rehabeam. Hierdie is in die Noordryk, so Israel was in die Noordryk, Juda was in die Suidryk. Hosea tree op in die Noordryk. En dan kom God na arme Hosea, jy gaan nou sien, maar hy sê vir Hosea, luister, in jou lewe en in jou huwelik, gaan ek wil jy moet iets uitbeeld van die verhouding tussen my en my volk. En dan gebeur daar regtig nog 'n paar slegte goeders, en hy moet vir sy kinders name gee, wat ek dink as enige een van julle, vir julle kinders sulke name gee, sou ek ernstig moes kom huisbesoek doen, saam met hom Peet, dit sou nie net ek gewees nie, dit sou 'n bietjie rof gewees het. Ons sou saamkom, maar alles deel wil ek hier moet sien om iets van hierdie verhouding tussen God en sy volk uit te beeld, maar ook eintlik hoofsaaklik om uit te beeld iets van wie God is. Okay, so ons begin lees in Hosea 1 daarvan vers 1 af, dis sommer net eers die inleiding. Dit is die woord van die Here aan Hosea, seun van Beeri. Dit was in die tyd van Hosea, Jotam, Agas en Hiskia, konings van Juda, en in die tyd van Jerobeam, seun van Joas, koning van Israel. Die begin van wat die Here deur Hosea gesê het. Die Here het vir Hosea gesê, gaan neem vir jou as vrou 'n prostituut wat hoerkinders het, want die land hou aan hoereer weg van die Here af. Hy het gegaan en Gomer, dogter van wat ook al die Blaim, as vrou geneem. Sy het swanger geword en vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Die Here sê toe vir hom, noem hom Jesreel, want nog 'n klein rukkie, dan roep ek die huis van Jehu tot verantwoording oor die bloedbad by Jesreel. Ek gaan 'n einde maak aan die koninkryk van die huis van Israel. Op daardie dag sal ek die boog van Israel breek op die vlakte van Jesreel. Sy het weer swanger geword en geboorte gegee aan 'n dogter. Die Here sê toe vir hom, noem haar Lo-Ruhama, want ek gaan my nie langer ontferm oor die huis van Israel nie. Ja, ek sal hulle geensins vergewe nie. Maar oor die huis van Juda sal ek my ontferm. Ek sal hulle verlos deur die Here, hulle God. Ek sal hulle nie deur boog en swaard en oorlogstyg, deur perde en ruiters verlos nie. Toe sy Lo-Ruhama gespeen het sy swanger geword en geboorte gegee aan 'n seun. Die Here sê toe, noem hom Lo-Ami, want julle is nie my volk nie, en ek is vir julle nie. Lees eers net daai 8 verse. Nogal skokkend, hierdie arme man Hosea, hierdie profeet van God wat met 'n prostituut moet gaan trou, vir die res van sy lewe of in sy huwelik moet hy uitbeeld wie is God en wie is hierdie volk. En dan noem hy sy kinders hierdie 3 name. Die eerste ene, Jesreel. Nou Jesreel was 'n stad daar in die Noordryk, is 'n werklik 'n mooi stad. Hierdie is so ietsie van hoe dit nou daar lyk. Is nou bietjie nou natuurlik die berggedeelte, dis 'n tel. As julle ooit lees van 'n tel, so dit was waar die ou stad was, is daar op daai berg. Dis eintlik nie 'n berg, dis net 'n ou stad met grond wat op hom gehoop is, wat 'n berg geword het dan hierdie deel. Maar dit is die Jesreel vlakte en die Jesreel vallei. 'n Stad en 'n omgewing wat baie mooi was, met klomp oorvloed daar. Die naam Jesreel beteken iets soos God saai. Maar onder die oppervlakte van hierdie pragtige vallei is daar 'n klomp merke en bloed en agtergrond van geweld en van oordeel en van 'n gerugstekery in die geskiedenis van Israel.
Jesrael, daai vallei is die plek, onder andere waar jy, julle moes gelees van jy, toe hy deur Elisa, gesalf is tot koning, toe hy daar in die Jezreel vlakte, al die Baal profete gaan doodmaak, hy het met oorgawe daar begin, was 'n absolute bloedbad van die Baal profete, maar toe het hy nie opgehou daarmee daarna nie, hy het aangehou om nog steeds sy koninkryk te bevorder deur geweld, en ook uiteindelik ook weer deur afgodsdiens. Hy wat gestuur is deur God om afgodsdiens te gaan stop, het uiteindelik toe nou maar ook daarin geval. En daarom word hierdie dorp Jezreel, wat 'n teken was van, moes wees eintlik van geregtigheid en van God se heerskappy, word 'n stad wat 'n teken is van bloedvergieting, van oorlog, van geweld. Iemand skryf, James Lindbergh skryf, hy sê om jou kind Jezreels te noem, is dieselfde as om jou kind Auschwitz te noem, of Darfur, of een van daai plekke waar, miskien in ons tyd, Gaza, of so 'n tipe plek, om jou kind te noem, 'n plek wat bekend is vir geweld en vir oorlog. So hierdie arme kind gaan deur sy lewe, en hy loop, en hy is permanente herinnering aan foute wat in die verlede gemaak is, geweld wat in die verlede gepleeg is, hy is 'n permanente waarskuwing van geskiedenis wat nie na geluister is nie. Jy kan hom eintlik sien as hy daar deur hierdie dorpie loop, waar hy groot geword het, waar al dit is, dat hy 'n teken is van God se oordeel oor sy volk. En dan was hy nog die eerstgeborene, en ons weet hoe eers oudste kinders ons nog al eie issues ook nog. So mense kan nog dink, daai arme kind. Ek dink dit help ons om miskien net so bietjie vir 'n oomblik, so wat Duintjie ook gesê het, hopelik nie een van ons is so erg nie, maar is tog goed om vir 'n oomblik te dink aan ons eie name en ons eie geskiedenis. Is daar plekke in my eie lewe, in my eie geskiedenis, in ons amper kollektiewe geskiedenis, waar tye van geweld en rugstekery, hartseer onthou moet word? Is daar, ek dink hierdie naam Jezreel roep ons op om eerlik die foute, die pyn, die stikkingheid, die gevolge van ons eie sondes in ons verlede te onthou. Om dit nie net weg te steek nie, om dit nie net onder 'n mat in te veer nie, maar te sê, daar is goeders wat in my verlede gebeur het, hopelik niks soos oor daai ex wat ek nou oor gepraat het. Maar ons goeders in ons verlede, daar's goeders in ons gesamentlike verlede, wat nog steeds oop en stikkende wonde is. Goed wat aangeraak moet word, goed wat oor gepraat moet word. En ek dink, daai Jezreel help ons so bietjie met dit, roep ons so bietjie op. Die arme tweede kind, sy naam Lo-Ruhamah. Daai woordjie Ruhamah is eintlik 'n wonderlike woord. Dit beteken in Hebreëus iets soos die liefde wat 'n ma vir haar kind het terwyl hy nog in haar maag is. So voor sy hom ken, die liefde van 'n ma, 'n swanger ma vir haar kind, iets van daai sagtheid en die warmte, die instinktiewe genade eintlik, of liefde wat 'n ma vir haar kind het. Maar God sê, ek wil hê jy moet hierdie loë aansit voor die Ruhamah. So hierdie genade, hierdie liefde, sê God, nee, dan moet 'n nee daarvoor kom. So geen genade, geen liefde, geen warmte. Hierdie arme kind word groot met die naam van, ek is nie jammer gekry nie. Ek is nie liefgehad nie. Die Engels sê dit mooi, no mercy. Is wat daai Lo-Ruhamah. So dis genade, maar met 'n streep deurgetrek. Dis soos om vir 'n kind, 'n baba dogtertjie te laat groot word en haar te noem verdoemenis, of jy gaan hel toe, soiets. Verstaan, dit is iets verskrikliks wat hier gebeur, en is 'n aspriste doelbewuste skok vir generasies teen Hosea se tyd. Dit was omtrent, kom ons sê, dit was so 800 jaar voor Christus, né? Tussen 800 780 daarom iewers voor Christus. Vir generasies al van Egipte se tyd af, deur die woestyn in die Nuwe Land in,
kom God en hy bewys genade aan sy mense. Elke keer met die rigters red hy hulle weer. Elke keer met hulle konings, met Dawid, met Saul, red hy hulle weer en weer bewys hy genade aan Israel. Tel hulle op uit hulle slawerny uit, red hulle uit die wildernis uit, vergewe weer en weer. Maar nou, met Loe Rogama kom sê God, nou is dit verby. Nou gaan ek nie weer aan julle genade bewys nie. Ek is nou moeg eintlik vir julle wat aanhou wegdraai van my. Ek gaan nou hierdie beker van genade terugvat. En dit nie meer vir julle gee nie. Israel gaan nou die gevolge van haar aksies moet dra. Dis vir my nog, dis 'n so ding. Net in die week het ek en jy daaroor gepraat, sê net dat ons dink, God is 'n God van vergifnis, né? Dit is hoe ons hom ken. Dis hoe hy homself in ons openbaar, is 'n God wat vergewe. Ons is baie gemaklik met 'n God van oneindige genade, maar hierdie teks kom herinner ons dat daar is 'n plek, daar kom 'n tyd waar God sê, maar genoeg is nou genoeg. Nie meer is noodwendig dat hy gaan straf nie, net dat hy sê, ek gaan jou los vir die gevolge van jou eie dade. Ek het jou al hoeveel keer gered van die gevolge van jou eie dade. Daar moes het gebeur met jou as gevolg van wat jy gekies het om te doen, en ek het gekeer dat dit nie gebeur nie. So hierdie is nie 'n God wat nou skielik verander nie. Dis nie 'n God wat nou skielik besluit, ek gaan nou op 'n ander manier optree as altyd nie. Hy sê, ek gaan jou nou net los vir jouself. Genade is eintlik op 'n manier die tekort of die wegneem van die gevolge van ons eie sondes. Maar wanneer ons daai genade misbruik, kom sê hierdie teks, dan kom daar 'n punt waar God sê, nou gaan ek jou los vir jou eie besluite. Loe Rogama, sleg. Dan gaan daar jare verby en 'n derde kind word gebore. En God sê vir Hosea, okay, is nou hierdie derde kind wat vir jou gebore is, jy moet hom Lo-Ammi noem. Okay, so ons nou al klaar die idee, Lo beteken nee, Lo beteken ons trek 'n streep deur, né? En Ammi beteken my mense, of my volk. Hierdie laaste een is amper dink ek eintlik die slegste een, want dit is verbondstaal. Daai Ammi is verbondstaal. Dit kom al daar uit die woestyn uit, dit kom daar van Sinaï berge, waar God vir hulle gesê, dit is die verbond, ek sal julle God wees, en julle sal my Ammi wees, julle sal my volk wees. Ek sal julle God wees, julle sal my mense wees. En nou deur hierdie kind kom sê God, julle is nie meer my volk. Julle is nie meer my mense nie. Hierdie verbond tussen my en julle is nou verbreek. Dis nie God wat dit doen. Ek dink ons moet dit net eers raak sien, maar God sê, as gevolg van die besluite wat julle neem, as gevolg van die pad wat julle stap, hierdie speaker hier agter my klap 'n bietjie. As gevolg van die besluite wat julle neem, verbreek julle die verbond van julle kant af. Ek sal julle God wees, julle sal my volk wees, maar dit beteken julle moet gehoorsaam wees, dit beteken julle moet getrou wees, dit beteken julle moet agter my aanloop, dit beteken julle moet lief hê, anderste. So die verbond breek, nie oor God verander nie, maar omdat Israel soos 'n prostituut, soos 'n ontrou hoereerder, soos hierdie teks dit sê, aanhou wegdraai van God af. So om 'n kind Lo-Ammi te noem is dieselfde as om jou kind onterf te noem. Daar sit my klein onterfie, is baie lief. Sy gaan net skuld erf. Dis iets in die openbaar, iets wat iets wys van God se hart wat breek. Julle met wie ek al hierdie pad gestap het, ander tekste sê, julle wat ek so 'n kind groot gemaak het, julle wat ek altyd lief gehad het, julle hou aan om weg te draai van my af, en ek kan nie meer nie. So 'n man wat vir sy vrou sê, vir vrou wat vir haar man sê, hierdie oneerlike kan nie meer aanhou nie. Dit kan nie meer aangaan nie. Wil hê julle die amper trappe van vergelyking in hierdie name sien. Ons kry Jesreel,
Julle het nie meer 'n koning nie, julle ken nou net geweld en chaos. Lurgama, daar is nie meer vir julle genade nie. Julle tyd van genade is nou verby. Julle kry nou net die gevolge van julle eie rebelsheid, die gevolge van julle eie besluit. Luami, julle is nie meer my volk nie. Daar is nie meer verhouding tussen ons nie. Julle is nou verlaat. Ek los julle alleen. Elke een van hierdie name vat Israel tree vir tree verder weg van die verbond af. Verder weg van God af. En elke een van hierdie name is 'n waarskuwing vir Israel, maar nie net vir Israel, ook vir elke ene wat ligtelik opvat om weg te draai van God af. Wat ligtelik opvat om te sê, ek draai my rug op God. Maar wat is nou eintlik so fout met Israel? Wat maak hulle nou eintlik fout dat God hulle so erg straf? Ja, oké, daar is afgodsdiens, né? Dis een van die goeders. Daar is die Baaldiens en daar is ook waarskynlik as Gomer 'n prostituut is, beteken dit sy was 'n prostituut in die tempels van ander gode daar in die area. Maar dit gaan dieper as dit. As ons in hoofstuk 4 van Hosea gelees, bietjie later, dan staan daar, omdat daar geen betroubaarheid, geen troue liefde en geen kennis van God in die land is nie. Hoor daar, geen betroubaarheid, geen troue liefde, geen kennis van God in die land is nie, het myn eed en bedrog, moord, diefstal en egbreek toegeneem en bloedbad volg op bloedbad. Daarom verdor die land en kwyn almal weg wat daarin woon, saam met die diere van die veld en die voëls van die hemel. Selfs die visse in die waters word bymekaar gemaak. Die afgodsdiens van Israel loop oor in die kennis van God nie, loop oor in die hele land, spoel oor op alles en almal in die omtrek, want afgodsdiens is nie 'n misdaad sonder, hoe sê ek dit, wacht, kom ek sê dit in Engels weer, 'n victimless crime, dis die woord wat ek soek. Afgoderry maak nie, doen nie niks, dit maak mense seer, dit maak die samelewing seer. Hierdie teks sê, dit maak selfs die natuur eintlik seer, dit vernietig die gemeenskap, dit vernietig selfs die skepping op die ou einde van die dag. As ons gaan kyk in ons eie land, ons eie dorp, ons eie wêreld, en ons sien hoe vertroue verbreek word, ons sien hoe hulle wat weerbaar is uitgebuit word, ons sien hoe die skepping vernietig word, dan kan ons nie sê hierdie teks praat net met 'n volk van 2800 jaar terug nie. Hierdie teks praat met ons. Hosea praat van, selfs in die markplein word vals gewigte gebruik. Julle lieg oor alles wat julle doen. Julle lieg oor julle werk. Julle buit die aarde uit. Julle buit mekaar uit. Sisteme word ontwerp om te onderdruk en nie op te help. Sonde in Hosea is 'n sosiale ding. Sonde in ons wêreld, in ons tyd, is 'n sosiale ding wat soos golwe uitgaan in hierdie wêreld. Mense seermaak, gemeenskappe seermaak, die skepping seermaak. En dit is sleg om te hoor. Dis nie lekker om te hoor nie. Ons kan nie daar vinnig verbygaan. Ons moet erken dat in ons geskiedenis nog goed wat seer gemaak is. Dat ons in ons verlede en nou ook in ons verhoudings plekke waar ons nie genadig is nie. Daar's plekke waar ons sonde in hierdie wêreld skade maak, waar die besluite wat ek neem mense afbreek, ons eie gemeenskappe stukke maak. Maar God bly nooit daar. Vers 10. Maar die kinders van Israel sal soveel wees soos die sand van die see, wat nie afgemeet en getel kan word nie. Op die plek waar vir hulle gesê is, julle is Lo-Ami, sal vir hulle gesê word, kinders van die lewende God. Die kinders van Juda en die kinders van Israel sal saamkom en vir hulle een hoof aanstel.
Hulle sal uit die grond opskiet, want groot is die dag van Israel. Sê vir julle broers, Amen, my kinders, my volk, en vir julle susters, Rugama, genade. Hierdie 2 verse, vers 11, 3 verse, vers 10 en 11 en 12, is 'n stuk absolute genade. Vers 1 tot 8 is eintlik goeie Vrydag, daar is niks hoop nie. Dis alles sleg, dis net duisternis en my eie sonde. Hierdie 3 verse, kom vat eintlik al 3 daai name, Jezreel, Lo-Ruhamah, Lo-Ammi, en God kom maak dit reg. Wat belangrik is om te sien, as julle die hele Hosea deurlees, nêrens in Hosea kom hierdie volk tot bekering nie. Nêrens in hierdie hele boek is die volk wat sê, Here, ons is jammer, asseblief kan ons terugkom na U toe, en daarom vergewe hulle nie. Nêrens in hierdie teks, net ons net nou gelees het, sê God, luister maar, bekeer julle self, draai terug na my toe, en dan sal julle weer my volk wees, dan sal ek weer vir julle genade kom gee nie. Nee, God kom gee hierdie 3 verse, maar die kinders van Israel sal soveel wees soos die sand van die see wat nie afgemeet en getel kan word nie. Op die plek waarvan hulle gesê is, julle is Lo-Ammi, sal vir hulle gesê word, kinders van die lewende God. Die kinders van Juda en die kinders van Israel sal saamkom en vir hulle een hoof aanstel. Hulle sal die grond opskiet, want groot is die dag van Jezreel. Sê vir julle broers, Ammi, en vir julle susters, Rugama, dit gebeur nie as gevolg van wie mense is. Dit gebeur nie as gevolg van wat Israel doen nie. Dit gebeur nie as gevolg van wie ek en jy is. Nêrens in hierdie teks is daar enige bekering nie, enige berou actually ook nie. Nêrens in hierdie teks kom die mense terug na God toe nie. Dit is God wat anders te kies. Want dis net God wat kan sê, ek maak geweld weer vrede. Dis net God wat sê, ek vat die streep weg, deur die daar is geen genade, en ek gee weer genade. Dis net God wat vir jou kan sê, jy wat so baie keer kies om nie my kind te wees nie, om nie my volk te wees nie, ek maak jou weer my kind. Net God. En dis hy wat kies. Dis hy wat kies om herstel te bring, dis hy wat kies om te sê, kom weer terug na my toe. So wat sê dit vir my en jou? Dit sê vir my en jou, dat ons moet erken en bely dat ons leef daar, ons leef in verwoesting, ons leef in 'n plek waar ons sonde skade maak, waar ons keuses alles rondom ons afbreek. Ons kan nie die foute, die Jezreels van ons verlede vergeet. Ons mag nie die wonde en die oneerlikheid en die stikkendheid van ons geskiedenis net daar los nie. Ons moet dit erken, ons moet daarmee deel. En dieselfde ons moet ons weet dat ons kan nie op ons eie krag herstel nie. Ek kan nie deur my eie krag en deur my eie trane en deur my eie harde werk enige verskil maak. Dis net God wat kan. Dis net God wat ons kan red. Dis net God wat weer kan regmaak. Ons is in hierdie jaar besig, ons praat ons van die begin van Januarie oor hierdie pad wat ons stap saam met God. Hierdie pad wat ons op is. Dis net God wat ons kan terugbring. Dis net die kruis dat ons op daai pad kan hou. So as ons hierdie woorde hoor, as ons hierdie name hoor, Jezreel, Lo-Ruhamah, Lo-Ammi, moenie wegkruip van dit af nie. Moenie weghardloop van dit af nie, moet dit nie onder die mat indruk nie. Dit is ons skuld, dit is ons sonde, dit is my issues in my lewe. En ons moet erken dat ons stikkendheid is. Ons moet erken dat ons fout is. Met dit by God se voete gaan sit. Dan kan ek net die stikkendheid en met my verlede en met my eie genadeloos by God gaan sit en sê, Here, red. Here, maak my weer u kind. Here, gee weer vir my genade. En die belofte van hierdie teks is dat wie God is God nog altyd. Hy is nog altyd die genadige, liefdevolle,
oneindig geduldige God. En is net hy wat kan sê, nie my mens, nie my volk, word weer my mense, word weer my volk, as gevolg van wie hy is. Amen. Ons bid. Ons bely, Here, ons bely dat in elkeen van ons lewens, in elkeen van ons geskiedenis, ook in ons gesamentlike geskiedenis, selfs in hierdie kerk, hierdie gemeente se geskiedenis, is daar stikkend en gebroken, duisternis, sonde. Here, ons bely dat daar baie kere is wanneer ons sonder genade optree. Ons bely dat daar baie kere is wanneer ons op ons eie krag wil staatmaak, wanneer ons wil wegdraai van U af, dan agter ander gode aanloop. Maar ons wil nie so leef nie, Here. Ons wil leef as U kinders. Ons wil naby aan U leef. Here, kom maak ons weer U volk. Kom wees weer genadig teenoor ons. Kom vee die skuld in ons verlede dood. Ons pleit dit by U, wat ons weet is net U wat dit kan doen. En ons loof U vir U liefde, vir ons stikkend, gebroken, maar tog U kinders. Amen.